uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Ek gaan vir ons vanoggend lees uit Romeine 7 vers 15 tot vers 25. Paulus skryf daar: Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie, maar juis wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, dit wil sê nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my kruisgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Elendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank, deur Jesus Christus, ons Here. Dit is nogal 'n moeilike teks, maar mense leer nogal baie daaruit by Paulus. Nou, ek dink ons almal weet mos nou wat ons moet doen om gesond te kan wees. Ek weet wat ek moet doen om gesond te kan wees. Een van die goed wat ek moet doen is, ek moet oefening kry en ons stap om oefening te kry. Wel eintlik, Jalies is die groot stapper en ek pikkel maar net so saam met haar partykeer. Maar ek weet, dit is goed vir my om te stap, want dit is goeie oefening vir my om te stap. Maar dan gebeur dit nou soos die afgelope week weer gebeur. Jalies staan baie vroeg op om te gaan stap en ek sien net die kans om in die koue, donker oggend op te staan nie, so ek bly liewer in die bed. So ek weet dit is goed vir my om te stap, maar ek gaan stap nie. Net so ook met eet. Ek weet wat ek moet eet om gesond te kan wees. Gelukkig hou ek nie van junk food nie, maar ek hou wel van chocolate. En dit is maar vir my moeilik om nee te sê baie keer vir 'n chocolate. Al weet ek, dit is nie goed vir my nie. Die punt is, dat ek weet baie goed wat goed is vir my. En ek weet baie goed ook wat nie goed is vir my nie. Maar ek sukkel baie keer om die goeie goed te doen. Dit is vir my makliker om die goed te doen wat nie goed is vir my nie. Ek dink dis wat Paulus bedoel as hy skryf in vers 15, ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie, maar juist wat ek haat, dit doen ek. Ek dink dis 'n baie eerlike belydenis hierdie van Paulus, en dis 'n belydenis waarmee ons almal kan identifiseer. En ek dink dit geld vir alle aspekte van ons lewe, hierdie belydenis. Soos ons onderneem om meer geduldig te wees, totdat daai taxi daar voor my insny in die verkeer, dan is ek nie meer so geduldig nie. Ons sê ons gaan minder kla, maar is nog eers die helfte van die dag nie, dan kla ons alweer oor die weer, of kla oor die regering, of oor Eskom. Ons wil meer stil word en ons wil meer bid, maar daar is altyd iets wat ons tyd opneem. Ons wil meer tyd met ons gesinne spandeer, maar dan gebeur daar weer iets by die werk wat my langer laat bly by die werk. Ons wil geduldig wees, ons wil vrygewig wees, regverdig wees, empaties wees, ons wil lief wees vir mense, al daai goed wat Jesus van ons vra. Ons weet ons moet dit doen, maar dan doen ons eerder die teenoorgestelde dikwels. Ons wil die goeie doen, maar ons doen die goeie juis nie, soos Paulus sê. Paulus sê, dis asof daar hierdie twee kragte is wat in ons amper oorlog voer. Dit trek ons heeltyd in verskillende rigtings. Daar's die een goeie krag en dan is daar die een slegte krag in ons. Paulus noem hierdie twee kragte die wet van God en ons sondige natuur, of die kwaad wat in ons is. Die wet van God is die goeie goed. Die goed wat ons lewens beter maak. Die goed wat maak dat ons en die mense rondom ons kan floreer. En hier praat ek nou nie net van die 10 gebooie nie. As ons praat van die wet van God, dan praat ons ook van al die goed wat Jesus vir ons gesê het en vir ons geleer om te doen. Ons sondige natuur aan die ander kant, of die kwaad wat in ons is, verwys na die goed wat nie goed is nie. Die
die goed wat ook nie goed is vir die mense rondom ons nie. En dit is soos 'n mag wat in ons leef, en dit is 'n mag wat ons heeltyd aftrek, en wat maak dat ons sukkel om die goeie en die regte goeders te doen. So die wet wys vir ons wat goed is, en wat reg is, en wat mooi is. So die wet is bietjie soos 'n spieël, dit wys vir ons as ons gesig vuil is. Maar dit kan nie ons gesig vir ons was nie. Die wet is ook, dit is soos 'n dokter, wat vir ons sê ons is siek, so die dokter maak 'n diagnose, maar die diagnose gaan ons nie gesond maak nie. Dis hoe die wet ook werk, dit wys vir ons hoe ons moet lewe, maar dit kan nie ons lewe vir ons leef nie. Ons moet dit actually gaan doen ook, dit wat die wet sê. So Paulus worstel met hierdie twee kragte in hom, en hy worstel om die goeie goeders te doen, soos hy sê, en ek dink dit is maar soos ons almal ook is. En daarom vra Paulus dan in vers 24, dit is eintlik so 'n soort van 'n noodkreet. Hy sê, elendige mens wat ek is, wat sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Wat sal my help om anders te wees? Nou, dit is belangrik om hier raak te sien dat Paulus vra nie, wat sal my red nie? Hy vra nie, wat moet ek nou gaan doen nie? Hy vra, wie sal my red? Wie sal my help? En dan kom sy antwoord, aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. So dis 'n persoon, dis Jesus wat ons red. Die probleem word nie opgelos deur harder te probeer nie. Of dit word nie opgelos deur beter tegnieke aan te leer nie. Dit is reeds opgelos deur dit wat Jesus klaar vir ons gedoen het. Jesus het ons vrygemaak om die goeie te kan doen, om die goeie lewe te kan leef. En al wat ons moet doen is om op hom te vertrou en op hom te fokus en dat hy ons sal help daarmee. So Paulus se worsteling eindig by Jesus. Dit eindig nie by homself nie. So as ek dit alles nou net kan opsom, wat leer ek by Paulus uit hierdie teksgedeelte? Wel, die eerste ding wat ek leer is dit is my goed om te hoor dat Paulus ook geworstel het met hierdie goed. En Paulus is hierdie bekende apostel, wat al hierdie wonderlike goed vir die evangelie gedoen het. Hy het al hierdie briewe vir die Nuwe Testament geskryf. Hy het 'n hele teologie ontwikkel, maar selfs Paulus het gesukkel met die goed waarmee ek ook sukkel. En dit laat my beter voel oor myself en oor my eie worstelinge. Dan leer ek ook met Paulus dat om 'n gelowige te wees, om 'n volgeling van Jesus te wees, is nie 'n quick fix nie. Dinge gaan nie sommer net vinnig reg wees en ek gaan alles reg kry en alles reg doen nie. Dit bly maar 'n stryd waarmee ons aanhou worstel. Soms gaan dit beter gaan, soms gaan dit slegter gaan. Soms gaan ek die goed doen wat ek wil doen, soms gaan ek die goed doen wat ek nie wil doen nie. So ons moet nie so hard wees op onsself nie. En ons moet maar net aanhou vertrou op die Here wat vir ons help met hierdie proses. En dan help Paulus my ook om te verstaan dat die kwaad, die sondige natuur maar in ons almal teenwoordig is, dat dit ook in my teenwoordig is. So miskien moet ons die woorde van die ons Vader gebed waar Jesus die mense leer bid het, miskien moet ons dit ernstiger neem, veral daai gedeelte waar Jesus sê, verlos my van die bose, Here verlos my van die bose, Here verlos my van die kwaad wat in my is, en wat my heeltyd wil aftrek. Maar daarmee saam herinner Paulus ons ook, dat die lig van Jesus helderder skyn as die kwaad wat in my is. En hy herinner ons dat God heeltyd besig is om in ons lewens te werk, ons help om die kwaad en die worstelings van ons lewens om dit te hanteer. En dit is vir my 'n troos en vir my 'n gerusstelling, en dit gee vir my hoop. So mag dit vir jou ook so wees. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U ons beter ken as wat ons onsself ken. U weet van die stryd wat in ons harte woed. U weet hoe dikwels ons die goeie wil doen, maar tog struikel. Dankie dat U ons nie veroordeel nie, maar in Jesus Christus na ons toe kom met genade en vergifnis. Dankie dat U ons nie aan onsself oorlaat nie, maar U Heilige Gees gee om ons elke dag nuut te maak. Leer ons om minder op ons eie krag te vertrou en meer op U. Gee dat ons harte al hoe meer gevorm sal word deur U liefde, sodat ons kan groei in gehoorsaamheid, in geduld en nederigheid en diensbaarheid. Mag ons hierdie week, help ons om hierdie week om die keuses te maak wat lewe bring,
om tyd met U deur te bring, om ander lief te hê soos wat U ons lief het, en om te onthou dat ons hoop nie in onsself lê nie, maar in Jesus Christus. Ons bid dit met dankbare harte, in Jesus se naam. Amen.